OK, shalom almal. Baie welkom terug by Yahweh Eltekan bediening. Ek glo ons sal nou daarom elke Woensdag kan bedien. Ons gaan in 'n nuwe seisoen in. 'n Seisoen oor dit wat in ons land aangaan. Is jy werklik kind van Abba Vader? As ek vanmôre ook gaan bid, gaan ek bid. Kan jy bid vir die liefde of het jy die liefde ontvang? Dat Vader dit vir jou kan oopbreek, want ons bid vir goed wat ons eintlik reeds ontvang het met wedergeboorte. En dan is die tema is jy van bo af wedergeboorte? Ek wil vanoggend vir jou sê terwyl ek oor die tema praat voor ek in gebed gaan, geen mens kan dit vir jou gee nie. Dis 'n goddelike gawe wat uit hemelse plekke uitkom. Mense verwag, mense moet hulle vorentoe uitroep en gebed is reg. Maar daar moet iets met jou gebeur om van bo af wedergebore te kan word. Daar moet iets gebeur. Terwyl ek dit gespreek het, mag Vader vir ons, terwyl ek nou gaan bid, Vader, ek kom in die naam van Yeshua na U toe. En ek bid, Vader, dat U vir elkeen die openbaarmakende Gees sal gee. Wat het hy of sy ontvang tydens wedergeboorte, voordat daar die onderdompeling was van water, Vader. Vader, laat U hierdie geestelike gawes kan oopbreek vir ons vanmôre, om te besef hoe groot is U Gees wat ons ontvang het, en hoe hy ons lei in alle krag en waarheid, maar Vader, ons weet nie hoe om dit te gebruik nie. Daarom kom lê ek dit vanmôre, Vader, op U tafel hart, om aan elkeen se hart in te spreek vanmôre, om seker te maak, is ek werklik deur Gees wedergebore? Het ek werklik die Gees, die vrug van die Gees ontvang? Of wie is ek, Vader? Dat ek by myself kan uitkom, dat ek by U karakter kan uitkom, maar eers moet jy by jouself kan uitkom, Abba Vader, soos U woord dit beskryf het, Vader. Vader, mag U woord vanoggend gelei word deur die kragtige werking van Heilige Gees, en by elkeen gaan stil staan, en elkeen se hartkamer sal oopsluit, en Vader, so ook hulle brein sal oopsluit, dat die hypothalamus dit kan ontvang, en die pituitêre klier dit kan stoor, Vader, dat hulle dit sal ontvang, sodat dit reg deur kan gaan, Vader, in die hart in, Vader, want hy sê, die woord van U, Vader, is 'n woord wat geïnspireer is deur Heilige Gees. Hy sê, ek kom vir jou hart. Ek vra vanoggend 'n gebed vir elkeen van julle. Het Vader vir julle hart gekom? Is jy seker jy het 'n ontmoeting gehad? Is my gebed vanoggend dat jy 'n waarlike ontmoeting sal hê met Abba Vader deur sy Gees wat hy vir jou agtergelaat het. Vader, ons sê vir U dankie dat U liefde alomteenwoordig is. Amen. So vanmôre se skrif gaan kom uit Johannes 3 vers 1 tot 21. En ek gaan dat julle kan skryf vir die wat graag wil opsoek. En uit Titus 3 vers 1 tot 11. Maar eers wil ek vir jou iets lees. Ek gaan vir jou die 10 gebooie lees. Dan vra jy vir jouself, waar het ek ontbreek aan een van hierdie stappe? En dan teken jy dit aan. Moenie skaam wees vir jou eie geesmens vanoggend nie. Want jou geesmens sal met jou kormensie praat en vir jou duidelik wys, waar is daar 'n opening
waar die vyand jou kan aanval, want jy's nie veronderstel dat 'n vloek jou moet tref nie, hy moet verby jou gaan as jy werklik wedergebore kind van Vader is. Kom ek lees vir julle. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Jahwe jou Elohim, wat jou uit Egipte land, uit slawehuis uitgelei het. So hy het jou uit slawerny uitgelei met die broodstandaard. Mike, ek moet vir jou vra om te vat. Met die broodstandaard, met 'n resep van, jy moet hierdie brood ken as jy wil kommunion hou. Moet jy hierdie broodresep ken. Jy moet die 10 gebooie ken, wat is reg en wat is verkeerd. Anders kan jy nie by die vrug van die Gees uitkom nie. Hy sê vir jou duidelik hierso, jy mag geen ander gode voor my aangesig het nie. Wie dien jy meer as om Bybel te lees? Jy mag vir geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat van bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Nou hieraan is ons almal skuldig, want ons almal het beelde gemaak. Daar's niemand wat onskuldig is nie. Jy moet gaan sit en dink, waar het jy 'n beeld in jou huis, wat dalk nie van Vader af is nie. 'n Afrika beeld, wat 'n altaar van Satan is, so byvoorbeeld 'n Boeddha beeld is 'n altaar van Satan af. Hierdie is 'n harde woord, maar jy moet gaan kyk wat is in jou huis wat 'n legal right het op hier grond van hierdie vers wat ek nou vir julle gelees het. Gaan kyk in jou huis wat is. Ek en Diana moet klaar repent oor Valentine. Want toe ons die rokke begin het, toe besef ons nie, hulle kom hier vir Valentine en ons is maar so deel van dit. So ek moet ook erken, wat het ons verkeerd gedoen? Onbewustelik, nie met opset en naderhand besef jy, maar jy leef so in 'n besigheidswêreld of 'n aardse wêreld in, dat jy nie eers agterkom jy doen iets verkeerd nie. Dis soos die vyand jou sinne kom verblind. So hierdie is een van die belangrikstes wat ek vir jou kan sê hierso. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek is die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, wat my haat. Dalk lê daar iets in jou voorgeslagte wat jy nog nie behandel het nie, soos vrymesselaars wat baie groot was. My meisiekind het hierdie stel afgetrap, hulle nooi haar uit na 'n bal toe. En toe sy daar instap, toe moet sy 'n kode het. Sy sê, toe moet sy alreeds geweet het, dis verkeerd. En hulle vat hulle af met die kode in trappe af, en toe kry hulle die wit en die swart blokke wat vrymesselaars is. So hulle nooi jou uit na 'n feesmaal of iets toe, en hulle kleer dit so mooi in, dat jy dink, daar's niks daarmee verkeerd nie. Waar hulle 'n ritueel gevoer het, ek gaan nou nie eers daai naam noem nie, waar hulle ritueel genoem het, waar daai God aanbid is, en daar's fisies daar 'n heildronk op daai God gedrink. Laat sy na my toe kom en sê, ma, was my net skoon met die bloed van Jesus, salf my skoon, want ek het nie geweet waarin ek stap nie. So hulle gaan ons kinders probeer in die laaste tyd met al hierdie goed besoedel. Daarom as jy 'n wedergebore kind van Vader is, sal die Gees jou sê, jy was by 'n verkeerde plek, en sal jy dit kan hanteer. So gereed moet jy wees.
So wat kan ek sê vanoggend, Vader, dankie vir 'n fondasiesteen wat ek vir my kinders kon neergelê het, wat ek vandag deel met julle. As een van julle kinders nou na julle toe kom, hulle vertel jy dit, dan weet jy dadelik, maar hier's iets fout. So ons moet sê, Vader, gee ons 'n leerbare gees dat ons kan identifiseer. Hy sê daarna, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Vader se gebooie is jou geregtigheid. Ek het nog al 'n aantekeningkie gemaak met die geregtigheid. Daar's 3 van hulle. As jy 'n tempel van Heilige Gees is jy afgesonderd? Jy leef afgesonderd? Jy streef na heiligmaking, nê? En geregtigheid moet jou opgewonde maak. Om reg te lewe moet jou opgewonde maak. Jy moet die blydskap in jou kan voel en Benny het dit beleef waar hy gewerk het tussen mense wat hy sê 'n trok kan hulle nie eens plat trap nie, so erg is hulle. 'n Voorbeeld. En waar jy 'n besluit moet neem, ek stap eerder weg daarvan af as om dit te doen te hê. So jy moet afgesonderd leef, 'n set apart volk. Jy moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Goed. Jy mag die naam van Jahweh jou Elohim nie uitelik gebruik nie, want die Jahweh sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. As jy nie Vader se gebooie nakom nie, dan oneer jy sy naam, want dis sy standaard. Hy het gesê, ek het nie gekom om die wet weg te vat nie, Yeshua het gekom om dit te vervul. Om dit vol te maak, volledig te maak, saam met die vrug van die Gees van Galasiërs 5 vers 22. Nou as jy hierdie lees, en jy gaan lees Galasiërs 5, dan gaan ons nou sien, wat doen jy verkeerd? Voordat ons hierdie woord gaan bedien, hierdie woord het ek vir Mike gesê, gaan meer as 1 sessie wees, want dis 'n woord wat ek so moet letterlik preek en uitlê vir julle, dat julle kan verstaan, in die laaste dae gaan jy aan dit moet gehoorsaam wees. Jy gaan moet gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Doen julle regtig die Sabbatdag, is jou tafel gedek. Is jou tafel gedek. 6 dae moet jy arbeid en al jou werke doen, maar die 7de dag is die Sabbat van Jahweh jou Elohim, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in die poorte is nie. Vandag se lewe is dit baie moeilik om dit toe te pas, want meeste mense werk op 'n Saterdag, hulle werk, maak dit dat hulle op 'n Saterdag moet werk. Maar daar verhoed niks jou op 'n Vrydag aan om die Shabbat in te gaan nie. Want Vader gaan op 'n Vrydag aand sê, ek sien jou hart my kind, jy wil dit doen. Maar weens jou omstandighede in die wêreld se omstandighede wat onder songod aanbidding letterlik staan, verstaan Vader wat aangaan. Maar dit beteken, kom ek noem nou maar die salon as 'n voorbeeld, maar dit beteken as daai salon gesluit is, daai middag moet jy in die woord gaan sit, en kom by jou parasha uit en gaan sit net 'n bietjie en doen aantekeninge. Ek probeer die parasha vir julle altyd op die groepe sit, ek weet nie of julle sien nie. Gaan lees net van dit deur, en Vader sal vir jou oopbreek 'n woord wat jy nie sal kan glo nie. Begin Vader vertrou vir die groot goed in jou lewe deur sy woord. Hierdie woord is deur Heilige Skrif, Heilige Gees geskryf. So dit is 'n heilige skrif.
Ons staan self in die besigheidswêreld wat ons Saterdag nie kan stop trokke laai nie, vra vir Mike. Maar Vrydag aande is niks in jou pad nie. En na jy gewerk het of soos jy deur die werk, is daar niks wat jou keer nie. Ek luister baie na Frik Weideman. Ek weet nie wie luister nog na hom nie. Maar ek luister baie na hom. Dan sit ek hom aan op 'n Saterdag en ek luister. Maar kom net by die woord uit. En by 'n regte, ware, opregte prediker van Abba Vader. Want hy sê vir jou duidelik, jy mag nie sy Shabbat onheilig maak nie. Want in 6 dae het Jahwe die hemel en die aarde gemaak, en die see, alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het Jahwe die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Hier is die volgende een. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Jahwe jou Elohim aan jou gee. Baie van die kinders vergeet die ou mensies, julle het baie daarmee te doen. Julle word agterweeg gelaat. En dis nie reg nie. Dis teen God se woord. Kinders moet hulle ouers kontak as hulle nie by hulle kan uitkom nie. Al is dit net hallo ma, hallo pa, ek is lief vir jou. Dis seker een van die hartseerste punte hierdie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou hier het ons 'n groot toets afgelê toe ons finansiële jaar einde moes afsluit. Ons moes presies instuur, presies hoe doen ons besigheid. Ons kon soos ander X probeer verdoesel het, maar ons het hom presies ingestuur hoe ons besigheid doen. En Vader het guns en genade gegee. En hy's afgehandel. Al is daar nog 5 maande wat die audit moet deurgaan, is hy ten minste afgehandel en goedgekeur. Nou wil ek vir jou sê, dis die God wat ons dien. Moenie probeer X vals af lê nie. Moenie. Al kan jy klippe, nee, dat jy baie keer wil worry en vrees, dan bring Vader se arm van, jy mag nie vrees, jy jou weer terug in gebed en te volhard en deur te bid, maak nie saak wat nie, dan sê Isel, ma, kom ons gebruik kommunion, dan sê sy, bring enige sap wat in die huis is, ons moet nou nagmaal gebruik. Sy hoor wat ek sê, dan gebruik ons nou nagmaal. Ons het absoluut op Vader se genade en guns vertrou, deur die waarheid bloot te lê, hoe jy besigheid doen. Nou dit klink vir julle nou iets klein, maar vra vir Michael, dit was nie klein nie. Dit was groot, ons het baie kliënte verloor, maar Vader voeg weer nuus by, as gevolg van dit wat in die sisteem van die trading aangegaan het. So al is dinge moeilik, probeer altyd jou landswette onderhou. Maar nie as dit verkeerd is nie. Ek moet dit reguit sê, as daar iets is wat teen God se grein is, doen jy dit nie. Maak seker. Hy sê vir ons, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer, of jou diensknegt of diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En daar kan jy neerskryf na Markus 12 vers 29. En ek sal tog laat Michael vir ons opsoek daarso. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Ek wil vir jou sê, moenie op 'n afstand staan nie. Staan nader aan Vader as jy sy stem hoor, dat jy hierdie op jou hartkamers kan ontvang. So ek het gegaan en ek het die 10 gebooie vir julle so bietjie uitgelê, waar die bose kom en hy wil insluip. Hy sal enige iets doen om jou te na te kom.
Ons gaan nou aangaan en dan gaan ons na Johannes toe gaan. Johannes 3 toe. Ons doen baie skrif vandag, maar dis nodig. Jahwe se woord oor die wedergeboorte van bo af. Wat het in Handelinge gebeur? Dit het van bo af gekom. En almal was gevul met Vader se Gees en in 'n tale gepraat. Nou ek sê nie julle moet in tale praat nie. Maar ek vra die vraag vandag stellig. Het jy al iets beleef van bo af wat jy voel hoe slaan jy hoendervleis uit, dat jy weet dis goddelike krag wat op jou neerdaal? Het jy dit al beleef? Ek seker elkeen het dalk op 'n ander manier dit beleef. Maar jy moet wedergebore word van bo af. Kom ons gaan aan. So daar moet jy mooi dink, is jy werklik wedergebore? Kan jy groot gedoop word? Het jy volhard? Hoe lyk jou hartkamers as iemand jou vandag kwaad maak? Waarom is die wedergeboorte nodig? Wat is wedergeboorte? Hoe weet ek dat ek wedergebore is? Wie van julle voel onseker oor daai punt? Ja, ons baie voel seker oor daai punt. Is ek werklik? Gaan ek werklik hemel toe gaan? Watter poort gaan ek ingaan? Geliefdes van ons Yeshua. Ek sê dit met 'n baie groot rede. Geliefdes. Julle is sy geliefdes. Hy bemin julle. Hy's lief vir julle. Hy het die Heilige Gees vir julle agtergelaat dat julle nie weeskinders is nie. So jy's nie alleen nie. Jy's toegevou. Jy het die ou vuil klere afgetrek die dag toe jy gegaan het en belydenis gedoen het. Nou ons gaan bietjie meer kyk na belydenis. Maar hy moet werk. Ek like as hy werk. Los hom maar, ek sal hom glo. Dis inderdaad vrae wat ons soms ongemaklik laat voel. Word onder ons wel voldoende daaroor gepraat? Praat ons met mekaar daaroor? Sit ons en praat ons, weet jy, my broer of my sussie, ek voel so ver van Vader af, kan ek werklik wedergebore wees? Hoekom voel ek so ver as die wêreldse dinge beginne branders maak om my? Kan Vader se Gees dit laat uitspoel soos 'n skuim op die strand? Hy golwe kom en hy slaan jou keer op keer en jy weet nie wat ek kan doen, dan sê jy vir jouself, kan ek werklik wedergebore is as hierdie storms my tref? Begin jy soms onseker voel daaroor? Besef ons wel waaroor dit gaan, sodat ons met blydskap en verwondering daaroor kan praat. Ek het nou gesê, as jy in geregtigheid wandel, moet jy 'n opgewondenheid in jou voel, want ek wil reg leef, ek moet opgewonde raak oor die 10 gebooie, oor die vrug van die Gees. Is ek werklik opgewonde, as ek hy woord oopmaak, of blaai ek hier, dan sê ek nee, dis nie vir my nie. Wag, ek soek 'n ander skrif. Hierdie een wil nie so lekker werk nie. Ek voel nie so lekker nie. Hy maak so kriewele in my ruggraat. Dan moet jy weet, hoor hierso, ek moet in 'n studieveld kom. En dis presies wat ek nou vir julle gee. Letterlik gee ek dit vir julle as kindertjies wat vir die eerste keer melk drink en nie vaste kos eet nie, gee ek hierdie wedergeboorte vir jou om te seker te gaan maak, terwyl jy in Vader se woord sit,
Is ek werklik die dag toe ek tot bekering gekom het, wedergebore kind van Abba Vader? Is ek sy tempel? Kan Heilige Gees in daai tempel woon? Kan Vader? Ek wil dan Yahweh se woord oor wedergeboorte verkondig. Ek wil let op 3 dinge. Waarom is die wedergeboorte nodig? Ek het in die wêreld gekom as 'n babietjie. In 'n sondige wêreld met ma en pa se DNA. 'n Babietjie wat gedoop word en besprinkel word, kan nie op sy grond van sy eie getuienis oorkom en sê, nou het ek Vader se DNA nie. Die woord sê, woorde verander jou DNA. So 'n klein geboorte is nie groot doop nie. As dit Vader se wil is, gaan ek die doop bedien. Voor julle gedoop word, het ek vir Mike en Diana gesê, wat belangrik is. Wat is wedergeboorte? Hoe weet ek dat ek waarlik by daai deur gaan ingaan? Luister maar na wat Yeshua tot Nikodemus sê. En hier is dit nou waar ons gaan lees in Johannes 3. Hy sê vir ons, Yeshua antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Ek lees vir julle die verklaring. Gebore word uit water en gees. Wat is uit water en wat is uit gees? Hierdie vers kan op verskeie maniere verstaan word. Yeshua het na die waterdoop verwys in Handelinge 10 vers 43 en vers 47. Ek wil eers hê Maika hy skrif vir my gekry. Ek sal moet teruggaan na my woord toe om vir jou te kan sê. Ek sal nou teruggaan. As hy het julle hom nou. Handelinge 10 vers 43 en tot met 47. Maar Mike lees eers vir ons. Ek het Markus 12 vers 29 gekry. En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, Yahweh ons Elohim is 'n enige Yahweh. So daar's geen ander God wat jy moet dien nie. As jy jou koffiebeker liewer het as Vader, dan moet ek vir jou sê, jy het die oggend 'n probleem. Niemand het nog ooit aan die koffiebeker gedink. As jy wakker word, dan sê jy dankie. Jy's deurgedra deur 'n nag. Jy haal asem. Jy's veilig. Jy was onder die vleuels van die Allerhoogste. Dan weet jy verseker, voorwaar. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dan weet jy verseker, as jy daai beskerming ontvang het, daar's nie 'n legal right in jou lewe oop wat uit die 10 gebooie uitkom nie. Ek dink dit is 'n preek hierdie wat vir julle gaan bybly en wat vir jou baie sekerheid in jou lewe gaan gee van baie dinge. Ek lees verder. Water moet as 'n simbool vir die Heilige Gees gelees word. So wat is water? Heilige Gees. Die geestelike mikwa van die spies wat in die sy gesteek is, toe kom daar water en bloed uit. Dit is die geestelike mikwa wat jy ontvang het in Handelinge.
Dis jou geestelike mikwa. Dis waar jy van bo af wedergebore word, wat God se gees met jou gees, siel en liggaam in lyn kom in alle krag en waarheid. As die waarheid nie in jou is nie, het jy 'n probleem. En daar kan ek na myself ook vingers wys en sê, Susan, ondersoek jou daagliks. Sit daagliks in die woord, maak tyd, al is jy hoe besig. Al is jy hoe besig. Water moet as simbool van God se woord vertolk word. Vir God se woord is deur Heilige Gees geskryf. Jesus het die fase gebore uit water gebruik om na die liggaam geboorte te verwys. Daarna, so hy wys eers na die liggaamlike geboorte uit moederskoot uit. Hy sê, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. As jy 'n babietjie is, het jy nie sonde nie, maar behoort jy aan die koninkryk van God. Dit is die menslike geboorte wat plaasgevind het. Dis uit die liggaam uit. Daarna het hy die teenstellende fase uit gees gebruik met verwysing na die geestelike geboorte, soos uit water en gees. Jesus het die fase geboorte uit water gebruik om na Johannes die Doper te verwys. Jesus het die Ou Testament beeldspraak van water en wind gebruik om na God se werke uit die hemel te verwys. Dit kry jy van die wind wat as Heilige Gees voel jy sit jy by 'n diens, jy voel skielik hier kom 'n wyntjie in en jy weet nie waar kom hy vandaan nie, dan is dit Heilige Gees wat verbytrek. Jesaja 44 vers 3 tot 5. Julle beloof my, julle gaan hierdie skrifte lees. Ek doen 'n gebed op elkeen dat julle hierdie skrifte sal lees. Jesaja 44 vers 3 tot 5. Michael kan hom ook vir my opsoek. Die water kan ook na Yeshua se werk as verlosser verwys. So met ander woorde, daar's vir ons 'n verlosser gebore, dat ons in geregtigheid kan lewe. Nou kom ons kyk wat het met Nikodemus gebeur. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, nie kan hy die koninkryk van Jahwe nie sien nie. Vir wie sê Yeshua dit? Vir die heidene? Nee, hy sê dit vir Nikodemus, 'n gelowige van Abba Vader. Ek sê dit vandag vir julle as gelowiges van Abba Vader. Julle is almal Christene. Julle glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Is jy iemand wat nie daarin glo nie? So ek sien geen hande nie, so ek neem aan, soos Vader sê, jy kan net 'n kind aanneem, ek neem aan, julle is mede-erfgename van Abba Vader. Julle is sy kinders. 'n man wat in die verbond groot geword het, hy het in Vader se verbond groot geword. Dit help nie, jy het nie die verbond nie, maar jy het nie die vrug van die gees van die verbond nie. Daar gaan ons nou in Galasiërs lees, wil ek vir julle sê, gaan ek vir julle ook sê, wat is die 10 gebooie in die Nuwe Testament, wat ook uit Galasiërs uitkom. Soos u en ek, meer nog, 'n leraar van Jahwe se volk, 'n gerespekteerde skrifgeleerde, iemand wat sy Bybel goed geken het. Nikodemus het sy Bybel goed geken. Baie goed. En Vader kom vra vir hom hierdie vraag. Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie. Dink julle dis sommer toevallig in die woord aan Nikodemus gevra? Nee. Hier sit ek as leraar, ek moet vanoggend antwoorde gee. Julle verwag van my, ek moet die regte antwoorde gee. Kan blaai Mike. Dan lees jy gou vir ons daai Jesaja van die wind.
Ja, Jesaja 44 vers 3. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitsprei tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan Yahweh, en die ander sal die naam van Jakob uitroep, en die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan Yahweh, en hom met sy erenaam Israel noem. is julle Israel? Kyk wat giet Vader op julle uit. As jy net bereid is om elke dag te kyk wat sê die broodresep, die 10 gebooie. Want uit die 10 gebooie kan ek myself gaan ondersoek waar ek dalk my sinne verblind was in hierdie wêreld, dat hy sê, ek gaan rond soos 'n brullende leeu om leraar self ook te verblind. En dan moet ons daaruit leer. Dan moet ons sê, "Sjoe, Eina, ons was verkeerd." Weet julle hoe moeilik is dit vir iemand om te kan erken, jy was verkeerd? Probeer aan jouself erken op jou foute? Of soek jy 'n volgende skriffie wat jou gaan sis van genade? Genade gaan jou nie in die koninkryk bring nie. Jy het reeds genade ontvang toe jy Heilige Gees ontvang het, dat jy is 'n bloedgewaste kind van Abba Vader, toe jy dit ontvang. Want hy het reeds aan die kruis vir jou alles gedoen. Hy sê, hierdie beker was volbring gewees vir jou. Sit jy met 'n volbring beker op 'n Vrydag aand, op 'n Sabbat aand, dat jy die vrede in jou lewe kan inroep. 'n Lid van die ortodokse Joodse party, die Fariseërs, ook iemand met 'n behoorlike gesag onder Jahwe se volk. Lid van die, spreek ook gou vir my uit, Michael, Sanhedrin, en as sodanige een van die prominente geestelike en politieke leiers. Hy praat hier van leiers, geestelike leiers. Hoeveel geestelike leiers sit vandag in die politieke kringe? Hoeveel van hulle sit daarso wat songod aanbidding goedkeur? Waar dit duidelik is teen Vader se broodresep. Hy sê vir jou duidelik, ek het nie die Kundalini Gees geroep, die vals Heilige Gees, om 'n woord te bring nie. Hoekom sal hy jou stuur na so iets toe? Hoekom? Yeshua sê vir hom, jy moet opnuut gebore word. Indien 'n man van Nikodemus se standaard opnuut gebore word, dan tog seker ook u en ek. Hy is toe alreeds vol in die woord. Hy's 'n leier, hy ken hierdie woord beter as ek en jy, maar hy het nog nie 'n geestelike geboorte ontvang nie, want as hy dit moet ontvang, wat maak my en jou beter vandag? Dan wil ek dit ook hê. Ek wil dit hê. Maar kom ek vir jou vra, wat boikot jou? Kom ek vra vir jou, wat boikot jou? Here gaan maar verskoon, ek blaai stadig, want my Bybel is bietjie los. OK. Galasiërs 5 vers 22. En ek gaan hom lees tot onderuit. Nee, ek gaan hom nie van daar af lees nie. Ek wil vir jou eers lees wat oorvleuel met die 10 gebooie. Vanaf vers Galasiërs 5 vers 8 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Kan jy daai vraag antwoord? Wandel jy deur die Gees? Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.
Nou ek het dit al so baie verduidelik, dan roep ek 3 mense vorentoe, dan sit ek vir ou siel vooraan. Dan is dit liggaam, siel en gees. Dan hierdie liggaam is so swak, hy vat dadelik die verkeerde. En onmiddellik is siel is al strand, hy por jou aan. Want dit is teen God se gees. Hy sê vir jou, hulle werk teen mekaar. Hulle werk teen mekaar. Is jou siel werklik wedergeboorte? Het hy dit ontvang? Het jy oorgekom in daai DNA? Het jy oorgekom? Dat jy nie meer 'n ma en 'n pa se kromosome het nie, maar dat jy die kromosome het van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, bloedgewaste kind. Daar kan jy 'n aantekening maak, Romeine 6:12. Romeine 7:22. Romeine 8:1. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. So met ander woorde, die mense wat vir jou kom sê, jy moet onder die wet lewe, is vals. Hoor weer wat sê God se woord. Hoor weer. Dan is julle, hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Met ander woorde, dan staan hierdie 10 gebooie, hierdie sagte 10 gebooie, wat ek vermoere kan vrommel, want hy sag, hy sê, my juk is sag, staan in jou hartkamers. En jou pituitêre klier is die waarheid gestoor, en hy skiet die regte syne na jou hart toe, en nie pyle wat jou hartstukken skiet nie. So jy moet seker wees, deur watter gees word jy gelei. Jy gaan kerke kry, wat nou vir jou gaan uitnodiging stuur, om Sondag kerk toe te gaan. Dink 2 keer voor jy gaan. Maak seker jy stap nie in 'n poort in, waar jy net weer gaan seer kry nie. Dit is die onderskeiding, Alida, wat ek gekry het. Maak seker. Hy sê, ek gaan rond soos 'n brullende leeu, om te steel, te verwoes en te moord. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik, luister mooi, hierdie is deel van die 10 gebooie. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondheid. 'n huwelik is 'n bloedverbond. 1 Korintiërs 11 vers 24, ekskuus. 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 27. Gaan lees dit. Dis 'n bloedverbond. As jy in die verlede huweliksprobleme gehad het en jou maat het jou verneek, moet jy hom vergewe dat jy onder daai vloek kan uitkom. Spreek vry en seën die persoon wat jou seer gemaak het en kom uit bondage uit. Daarom sê ek, dis vermoere nie 'n klas nie, dis 'n woord wat ek vir jou preek, om vir jou te sê, wat Vader van jou wil hê, om te sê, mensekind, kom na my toe. Kom na my toe. Afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesieheid, troonigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge, waarvan elkeen van julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Habakuk 2 vers 15. Michael, lees gou vir ons Handelinge. Luister mooi as Mike lees. Handelinge 10 vers 43. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek,
het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. In die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons 'n Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Nou, wat moes hulle eers doen? Hulle moes eers hulle sondes bely het. Jy kan dit nie ontvang as jy nie jou sonde bely het nie. So jy moet vir my alweer 'n gifbrief gaan skryf vir jouself om te sê, ek het nog hierdie hardnekkige sonde waarmee ek stoei. So ek kan nie Heilige Gees ontvang nie. Dit staan tussen jou en God. Sonde staan tussen jou en Abba Vader. Ek kan dit nie anders te stel nie. Repentance is nodig. Dan as jy dit gedoen het, hoor net wat gaan jy ontvang. Dis nou daai botter wat jy nou op daai broodresep smeer. Daai lekker plaas sout botter. As jy hom so hap, dan smelt hy so in jou mond. Dan ontvang jy die room van die Heilige Gees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 22, dan sê Vader vir jou, teen sulke dinge is die wet nie. Vader kan nie teen sy woord gaan nie. Jesaja 55 vers 11, jy kan van vers 9 lees tot vers 15. Vader kan nie teen sy woord gaan nie. As hierdie 10 gebooie sê, jy mag nie dit doen nie, en jy het nie die vrug van die Gees nie, my boeta, my sissa, dan is jy verlore. Ek kan nie vir jou sê, jy kan die koninkryk van God ingaan nie. Ja, God se genade is daar, maar as ek vanmôre genade moet preek, dan gaan ek vir julle lieg. Want jy het reeds die genade ontvang binne in jou. Liefde het jy reeds ontvang binne in jou. Jy hoef nie vir Vader te vra, Vader gee vir my liefde vir my medemensie. Jy sal dit hê. Jy dit ontvang met wedergeboorte. Jy gaan anders te optree. Jy gaan geduldiger wees. Jy gaan sagmoedig wees. Jy gaan nie afgunstig wees nie. Jy gaan selfbeheersing hê. Jy gaan, mense sal sê, daai persoon dra 'n vrug wat ek wil hê. Hy dra 'n vrug. Hy sê teen sulke dinge is hy nie, glad nie. Maar die wat aan Christus behoort het, die vlees met sy hartstogte en begeerlike gekruisig. Met ander woorde, as jy 'n gevangenes was, kan jy na Jakobus 2 vers 19 toe gaan. As jy in 'n gevangenes was, kan jy gaan lees daarso. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word so soekers van ydel eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Met ander woorde, ons gaan nie so word nie. Ons gaan mekaar groet. Ek kan nie hierso sit en vir julle sê, hoor hierso, sorry, ek wou nie klas gegee het of 'n woord gebring het nie. Ek moet vir julle die waarheid sê, ons was besig. Ons het letterlik dag en nag gebid om deur alles te kon kom. Rarig, ek wens jy self as julle sy vir julle kon sê, in die nagtelike ure dan hardloop sy om met communion. Ek het niks by daai kind geleer van volharding. Dis nie maklik nie. Maar as die Gees jou lei, dan moet jy dit doen. Dis moeilik, maar weet jy wat, staan op in geregtigheid en sê, ek sal sorg dat my Gees my nie in die steek sal laat nie. Dat my Gees verenig sal word met dit wat Vader vir my agtergelaat het. Ja, Yeshua sluit niemand uit nie.
Heel nadruklik sê hy, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, hy die koninkryk van Jahwe nie sien nie. 'n Ernstige saak wat niemand kan ignoreer nie, sal ek eerder daarso sê. Die reël geld vir enige iemand. As jy die koninkryk van Jahwe wil binnegaan, dan sal jy opnuut gebore moet word, van bo gebore moet word, van wie af? Jahwe gee sy gees vir jou. Die dag as jy doodgaan, vat hy sy gees saam met jou gees terug. Jy het nie meer gees in daai graf wat asemhaal nie. Daar's nie meer gees nie. Hy vat sy ruach terug. Want sy gees en jou gees het egat geword, soos hulle in Hebreëus sê, het een geword. So die gees werk nie teen die vlees nie, want die vlees staan nie voor nie. Die gees staan voor, dan kan jy nie in die versoeking inkom nie. Dis 'n ernstige saak wat niemand kan ignoreer nie. Jy kan dit nie ignoreer nie. Die reg om Jahwe se ryk binne te gaan is mos nie aangebore nie. Dis nie aangebore, jy is wedergebore. Jy het dit nie met geboorte ontvang, jy het wel Vader se asem ontvang wat hy in jou geblaas het, sodat jy 'n lewende siel kan word. Dis nog nie Heilige Gees nie. Hy het sy asem in jou geblaas, dat jy 'n lewende siel kan word. Hoekom die siel? Want die DNA lê in die siel in. En wanneer jy jou woorde begin spreek en sê, jy neem God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees aan, jy weet wedergeboorte, wanneer jy dit af lê, dan ontvang jy sy gees, en net daar waar jy sy gees ontvang jy die woorde met belydenis, kom jou DNA, en hy verander jou DNA na Vader se DNA toe. Dis die 26ste kromosoom. Die reg om Jahwe se ryk binne te gaan, 'n geboorte van bo af. Dit moet jou vanuit die hemel gegee word. Toe hierdie sussie vir my van die dag toe sy tot bekering gekom het, weet ek nie of daar iemand by haar was nie, sy kan dalk vir ons haar getuienis vandag vertel. Dit sal goed wees. Maar as sy nie wil nie, dis ook reg. Maar daar het met haar iets gebeur. Hoekom sê ek so? Sy het 'n honger om groot gedoop te word. Sy het 'n honger om in daai watergraf in te gaan. Om alles agter te laat en 'n nuwe skepsel uit te kom. Nuut. Jy moet daai brandende begeerte van binne af hê, wat jou brand om te sê, maak nie saak of ek al groot gedoop is nie, ek stap in met 'n mikwa, en ek los dit wat die afgelope tyd met my gebeur het, agter in daai watergraf, en ek kom uit met 'n mikwa wat 'n tweede portion is van jou salwing, van jou purpose, van jou scroll. Dit is wat 'n mikwa is. Dit beteken nie word weer groot gedoop nie, jy vat 'n tweede, vra vir Vader, gee my 'n dubbele salwing op my lewe. Ek seker elkeen van julle soek daai salwing. Want jy gaan skryf en ek gaan met my gifbrief gaan ek hierdie keer binne in die water in, want hy moet uitgewas word die ink, want ek maak klaar met dit wat verby is. Ek kan nie een woord terugtrek of verander nie. Ek kan net om vergifnis vra en 'n mikwa maak en my skoon was en sê, Vader, salf my, dat die woord kan uitgaan. Want u woord is salwing vir gees, siel en liggaam. Waarmee sluit Yeshua aan sy predike van Johannes die Doper? Johannes het duidelik verkondig dat gebore Jode nie outomaties burger van Jahwe se ryk is nie. So, jy's nie direk net Vader se burgers nie. Nie eers die Jode nie, al is sê hulle baie keer die Jode is alleenlik die uitverkorene volk, weet ons is ingeënt in die makolyfboom. En ons nie minder as 'n Jood nie. Maar dit is wat in jou hart aangaan. Jy kan nie na die vlees 'n kind van Abraham wees
'n kind van Jahweh se verbondsvolk nie. So ons moet 'n verbondsvolk word, met ander woorde die verbond is wat hy op Sina hier vir ons gegee het. Dit was die eerste uitstorting van die Heilige Gees en die tweede een was gewees op Handelinge. So daar was 2 uitstortings van Heilige Gees gewees. Dan as jy in Johannes 5 lees, dan sê hy weer vir jou daai voorwaar, ek sê vir jou, hierdie wat Yeshua sê is jou toelatingseis, soos dat jy moet toegelaat word om skool te gaan verder te studeer, kry jy 'n toelatingseis, dit is dieselfde. Hy sê vir jou voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van Jahweh nie ingaan nie. So 1 Johannes 1 vers 9 maak skoon, hy sê dan is ek getrou. Vader sê hy is getrou as jy om vergifnis vra. Dan sal hy getrou wees en hy sal jou deurlei tot in die Shekinah glory wolk waar jy die salwing van Heilige Gees sal ontvang. Ja. Lees vir ons. Lees vir ons Handelinge 5. Jenny kan net Michael lees. Michael lees. Ja, Handelinge 5. En dit is nou die seisoen, kyk Alida werk in Handelinge 5. Dis die seisoen. Vader kom en hy kom bevestig en verklaar sy woord, die boodskap. Ja. Ja, ek sien is vers 5 dan. Handelinge 5 vers 5. Dis die tweede uitstorting van Heilige Gees. Ek lees Handelinge 5 vers 5. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. Is dit nie? So kom vir ons, as jy hom kry, dan gaan ons aan daarso. Daarmee, waar was ek met vers 5? Daarmee stel hy dit duidelik dat wedergeboorte van bo gelyk is aan geboorte uit water en gees. Water is 'n verwysing na die doop, soos Johannes dit by die Jordaan bedien het. Dis die groot doop wat ons almal van praat. Dan gaan ek vir julle gou-gou lees uit 2 Korintiërs uit. Twee Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Weet julle wie boikot ons hier? Ons tonge. Met die hart sê ons een ding, met die gees mens sê ons een ding. Maar waarvan die hart vol is, loop die mond van oor en dit wat hier uitkom, hy tong wat dood en lewe spreek. Ons is so geneig om gou van iemand te praat. Die tonge, Efesiërs 2 vers 5 tot 6. En dit alles is uit God, wat ons met onsself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van versoening aan ons toe vertrou het. Ons tree dan op as 'n gesandte om Christus wil, asof God deur ons
vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dis my gebed. Ek bid dat julle sal versoen met God se gees, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Met ander woorde, hy is gekruisig, hy het geen sonde gehad nie, sodat ons kan word geregtigheid wat God in hom het. Romeine 6, 1-11. Met ander woorde, hy het geen sonde gehad nie. Hy het aan daai kruis vir ons gehang. Al wat Vader van ons verwag is repentance. Maar ons wil nie altyd die repentance doen nie. Hoekom wil ons dit nie doen nie? Ek wil net Hebreërs 12 vers 14 vir julle lees. Ek weet ek bedien baie uit die woord vandag. En ek moet eers al my goedjies afval, want my Bybel is so 'n bietjie geplak, ekskuus julle. Hy sê vir ons baie mooi hier, hoe om te maak om Heilige Gees te kan ontvang. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking. Jy moet streef na heiligmaking. Wanneer jy wedergebore is, moet jy streef na ek wil nog meer heilig word, ek wil nog meer minder sonde doen. Jy moet dit met 'n begeerte wat brand binne in jou om in die woord te sit, om te sien, Vader, gee vir my skrifte waar my wys waar het ek gesondig. Dan is dit daai skrifte wat jy nie wou gelees het nie, wat Vader jou eintlik wil getig het. So ons moet dit lees as Vader vir ons 'n skrif gee. Waar sonde niemand die Jahwe sal sien nie, is heiligmaking. Michael, lees vir my Jesaja 4 vers 8. Ja. Dan vers 8 by my. Lees vers 6 vir my. Jesaja 4 vers 6, en daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte vir die skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Dis hy. Lees hom weer vir my. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Nou wat sê, daai julle kan nou vertel vir julle van die verskriklike branders wat in jou lewe kom. Maar wanneer jy streef na heiligmaking, sal Vader vir jou onder die vleuels van die Allerhoogste beskerm, dat jy in die oggend kan wakker word. Maar dink jy as jy jou vleesmens eerste stel en jy leef in hierdie sondige wêreld vir hierdie wêreld en jy dink iemand sien maar net nie hoe jy vloekend te kere gaan as jy by jou huis kom nie en jy's heel 'n ander mens as in die kerk, dink jy Vader gaan jou dan nog steeds 'n afdak gee? Die Vader is niks wat jy kan wegsteek nie. Dan sê ek hierso duidelik, dan moet jy gaan Shema met 'n enkele visie. En dis in Hebreërs 12 vers 2-7. Met 'n enkel visie soos 'n duif. 'n Duif kyk nie links of regs nie. Jy moet ingaan met 'n enkel visie. Hebreërs 12 vers 2-7, Hebreërs 12 vers 2. Ek gaan weer vir Mike vra, want anders gaan ek nou baie rondblaai hierso. Lees gou vir my Hebreërs 12 vers 2-7. Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëindere van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het,
die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want hulle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoed word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe ekskuus, jammer. Dis okay. Okay, vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het 'n vermanning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beskwyk nie, as jy deur hom bestraf word. Want Jahwe tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Nou hoor nou hoe mooi sê Vader dit. Hy stel dit vir ons so mooi, jy moet eerder die tugtiging aanvaar. So met ander woorde, as jy Galasiërs 5 lees, dan lees jy dat hoerery, jaloesie, kwaadpraat, al daai goed is verkeerd in Vader se oë. Maar weet julle wat is die grootste wortel van die kwaad? Wanneer jy verwerping kry. Julle moet nou vandag vir my luister, waak teen die vyand as hy verwerping op jou pad dring. Hoor hoe antwoord Vader hierdie vers van Hebreërs verder vir ons uit Hebreërs uit. Hebreërs 12 vers 15. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie hierdeur besoedeld word nie. Laat niemand 'n hoereder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een prys gereg sy eersgeboorte reg verkoop het nie. Ons verkoop onsself, ons eie wedergeboorte. Dat ons God se gees nie meer kan hoor nie. Want ons kies die sonde, ons kies die skinder, ons kies die kwaadpraat, ons kies die agteraf goed eerder as om in waarheid te bly. Die waarheid maak jou vry. Ons is ons eie grootste vyand. Gaan nog daai stuk klaar deurwerk, dan gaan ons 'n breek vat, nee Mike? Want ek bedien baie uit die woord uit. Alida het hom gekry. Jy moet, julle sien ook vandag, ek lees redelik tot ek, hoe sal ek sê, tot Vader sy woord so uitloog, dat dit in jou hartkamers kan inloog. Want jy moet vandag verstaan, wat moet ek gaan reg kry? Maar moet ook nie te lank wag voor jy die waterdoop doen en sê, ek is nie reg nie. Die woord sê duidelik, my sissa, jy gaan nog na heiligmaking streef, na jou wedergeboorte nog meer. As jy op jou hart gelees dat Vader sê, jy moet jou doop, moenie dat klein goedjies in jou pad staan nie, hardloop daai doopwater in en doop jou. Okay. Okay. Ek lees vir julle Handeling 5 vers 30 tot 33. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat hulle omgebring het, deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring. Ja, die Fariseërs, nou, dis net soos wat met ons gebeur by Jahwe Eltekan.
Die mense hou nie van die waarheid nie. Want die waarheid is die enigste woord wat jou in hemelse plekke kan bring. Ek kan nie vir jou hier 'n siswoord van genade gee en genade en sê my boetie, dis reg, jy kan maar hierdie sonde doen, sit net volgende week Sondag maar net voor in die kerk en gebruik net nagmaal, dan is jy weer okay nie. Jy gaan nie okay wees nie. En ek vergeet ons moet hierso breek, want hier begin ek oor praat oor die doop van bekering tot vergifnis van die groot doop, so ons moet hierso breek. So hierdie is 'n groot woord met baie skrifte. Maar as jy nie gaan sjama in die skrif nie, as jy net in die skrif bly, dan sal jy op die pad bly. Daar's nie 3 weë nie. Daar's 'n nou weg, 'n breë weg en 'n duister weg. Daai duister weg werk so, jy staan 'n bietjie vir Vader en jy staan 'n bietjie vir die wêreld. Hy gaan vir jou sê, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Ek ken jou nie. En weet julle wat wil ek vir julle sê? Dis 'n lekker pad, opgewonde pad, as God se woord so oopgemaak word, om verder te gaan lees, en Heilige Gees maak dit vir jou by die huis oop. Of jy sit as 'n kringetjie daar saam by Stillerus, en jy lees verder, en Vader maak die woord vir jou oop. Partykeer staan ons moeg op, want ons nie lus om te lees nie, of ons is nie lus om te bid nie. Dan moet jy weet, dis die vyand wat jou so rusteloos maak. Dis die vyand, hy maak jou rusteloos, dat jy lus is vir niks nie. So elke negatiewe gedagte is die vyand. Alles wat positief is van Vader. Amen. Welkom by die tweede gedeelte van Is jy van bo af wedergeboorte? Nou voor ek verder gaan en gaan aansluit by die reiniging van water, is daar net 'n vraagie wat ek wil vra. Die vraag kom uit Markus 9 vers 25. En toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en doewe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom in nie. Wat beteken dit op die woord wat ek vandag bedien? Toe ek dit gaan opsom, as daar 'n wettige reg is, sal dit egter eers bely moet word voor die situasie sal verbeter. So voor jy Vader se Gees kan ontvang, gaan jy eers moet bely, voor jy sal kan ontvang. Want as jy nie bely nie, dan is dit 'n deur wat tussen jou en Vader toe is, en 'n legal right wat vir die vyand oop is. Daarom moet ek die autoriteit van Yeshua vir dit wat glo agtergelaat het gebruik, en die doodstomgees weggejaag in die naam van Yeshua. Markus 9 vers 25. Dan sal die deurbraak vir jou gebeur. So jy moet eers die sonde, soos daai man 'n onreine gees in hom gehad het, moet jy wegjaag, voordat jy kan dink, jy wil net gaan en gedoop word en die Heilige Gees ontvang. Sonde tussen Vader en jou is 'n deur wat nie kan oopgaan nie. Is 'n gesluite deur. Hy sê deur my seun. So jy moet deur die seun gaan wat hy vir jou volbring het, waar die Heilige Gees agtergelaat het vir jou, wat jou oorgebring het in remembrance, in 'n nuwe bedeling, in 'n nuwe skepsel, in 'n nuwe alles. Met ander woorde, jy moet sien hoe trek jy die vuil kleed af, hoe trek jy die skoon kleed aan. En dan begin jy streef na heiligmaking. Die doop van bekering tot vergifnis van sonde, die reinigende water. Daarby het Johannes ook verwys na iemand wat met die Heilige Gees sou gedoop word. Yeshua, op wie die lewendmakende Gees rus. Hy die lewendmakende Gees het op hom gerus, en hy het gesê vir sy disippels, ek laat julle nie alleen agter nie, ek laat die Heilige Gees agter, so julle is nie weeskinders nie. So nie een van julle wat hier sit is weeskinders nie.
Iemand wat hom laat doop en in Yeshua glo, mag deur Yeshua se gees 'n nuwe lewe begin. 'n Splinter nuwe lewe na heiligmaking. Dis die wonderlike geboorte wat uit water en gees, wat die profeet Egesiel reeds aangekondig het. Hy het dit reeds in die Ou Testament aangekondig. Die reiniging deur water moet saamgaan met die vernuwing deur die gees. Jy kan nie net die een ontvang nie, jy moet albei ontvang, dat jy 'n nuwe skepping is, dat jy 'n tempel is van Abba Vader. Dis die wonderlikste geboorte. So word 'n mens as kind van Jahweh verwerk. So kan 'n mens begin om van bo af te lewe in die ryk van Jahweh in te gaan, in hemelse plekke te kan ingaan en te kan ontvang. Jy gaan skielik sien, dis of die hemel vir jou oopgekloof word in gees. Ek praat nie fisies die hemel ooploop, ek praat in jou gees, saam met God se gees kan jy weggevoer word. Vader kan vir jou baie dinge in drome wys, hy kan vir jou gesigte gee. Hy sê in die ou dae sal die oues drome droom en die kinders sal gesigte sien. Is ons in daai tyd? Ja, verseker. Verseker. Maatjie, kan vir my een aangaan? Kan ek weer probeer? Is hy wonderlik. Vers 6 van Johannes 3. Vervolg Yeshua, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. En die mensekind is vlees, deur sy vader verwerk word en deur sy moeder gebaar word. Daarom word ons menslike bestaan veral bepaal deur die erflikheid en sterflikheid. So ons dink net aan die erflikheid en die sterflikheid. As jou ma vandag oorlede is, dan gaan jy moontlik erf. En ons sien net die sterflikheid raak. Met ander woorde, ons sien net die kus raak. Ons sien nie dat daar 'n lewe na die dood is nie, mits jy 'n kind van Abba Vader is. Dan sal die grafte oopgaan en die wat in hom gesterf het, sal eerste opstaan. En kan 'n mens nooit bo homself uitstyg na die hemel nie. Daarom kan my geboorte uit 'n gelowige ouers my nie salig maak nie, want jy kry die ma en pa se kromosome. Is 23 van die ma en 23 van die pa. So met ander woorde, dit is baie belangrik dat jy hierdie beginsel ken, dat woorde verander jou DNA en is jy nie meer het jy nie meer jou ma en pa se kromosome nie, maar jy het die kruis van Yeshua binne in jou DNA. Kom ek stel dit so maklik, dan verstaan almal beter. Die feit dat ek gedoop is my redding. Dink maar aan die Jode en aan Nikodemus om bo die erflike en sterflike bestaan uit te kom. Met ander woorde, hulle moet daar uitkom. Hoe gaan hulle daar uitkom as hulle nou doodgaan? Wat gaan van hulle word? Hulle moet iewers te uitkom. Is 'n geboorte uit die gees nodig, dan word jou lewe van bo af bepaal. In ander woorde, as jy nie 'n gelowige is nie en jy glo nie en jy het sonde, my boetie, my sussie, wil ek vir jou sê, gaan jy net sterf en dan gaan jy nie 'n lewe na die dood eendag het by die opstanding en die wederkoms nie. Jy gaan nie. So maak seker jou saak is reg met Abba Vader. Daardeur sal die lewe 'n hemelse stempel gaan dra. Diersaam wees, want hy is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. As jy die Shabbatte doen, dra jy die seël van Abba Vader, want hy sê vir jou, dit is 'n teken tussen my en jou. Die Shabbatte is 'n teken tussen jou en Vader. Ek dink ek kan nie meer onthou waar dit staan nie. Jeremia, as ek reg is. Kyk gou weer vir ons, Mike. Dis baie belangrik dat ek julle die skrifte gee, dat julle sien, ek praat nie net oor ek praat nie, ek praat soos wat die Gees my lei, dat jy weer kan weet, doen jou Shabbatte, dis 'n teken tussen jou en Vader, dat jy hom heilig.
Want hy's 'n heilige Abba Vader, hy klim van die Shabbat van sy troon af en kom sit by jou aan tafel. Jy moet dit kan beleef in jou geesmens. Moet jy kan voel, hier is iets wat gebeur, 'n week se werk is agter die rug en ek gaan die vrede en rus in van Abba Vader, sodat jy recharge of herlaai word om die week wat voorkom weer te kan aangaan. Kyk, ons gaan aan, jy kan rustig soek. Yeshua proe die verwondering van Nicodemus. Daarom sê hy in vers 7, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Dit word nou vir jou elkeen as absoluut geformuleer, julle moet weergebore word, so bepaal Yahweh dit. Dis absoluut noodsaaklik vir verlossing. Julle moet weergebore word. Let daarop dat Yeshua nie sê julle moet dit self doen nie, maar iets moet met jou gebeur. Hy sê nie jy moet jouself tot bekering gaan bring nie, dan gebeur iets met jou en jy kry 'n ommeswaai. Julle dalk in 'n plek gesit en skielik hoor jy die waarheid en skielik maak die waarheid klik 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 in jou binneste en jy kom oor in remembrance in. Ek dink dit met baie van julle hier gebeur, want julle het verslag die waarheid gekry. En ons gee Vader al die lof en die eer, mag hy daardeur verheerlik word. Ons as mens, ek kon dit nie doen nie. Die Heilige Gees moes gekom het en julle wat hier sit geoortuig het. Hy moet jou oortuig, ek kan jou nie oortuig nie. So julle moenie hiernatoe toe kom vir my nie, julle moet in julle Bybel bly, al is ek nie hier nie, al sit ek nie hierso nie, moet julle in julle woord bly asseblief. Nie net kom sit en woord hier kry en daar by die huis nie iets doen nie. Ek raas met julle. Ok, ek soek julle in julle woord in. As jy nie kan lees nie, gaan sit by iemand wat vir jou kan lees. Ok, dis belangrik. Maar iets moet met jou gebeur, jy moet weergebore word. Die geboorte van bo val buite die bereik van ons menslike moontlikhede. Ons kan dit nie doen nie. Dit lyk dis asof Yeshua onmoontlike eis stel. Jy moet vertrou. Wanneer jy begin tot inkeer kom, is 'n stadige proses wat jy begin besef, maar ek wil nie meer sonde doen nie. Ek wil hê wat Pietie het. Wat het Pietie wat ek nie het nie? Ek wil meer weet. So jou geesmens, jou klein kormensie wat seer gekry het, begin opstaan in herstel en hy bring jou geesmens daar dat jy weer wil meer weet en meer wil uitvind. Dit kan mos niemand gered word nie, maar wat by die mens onmoontlik is moontlik by Yahweh. As jy vanoggend met 'n probleem sit, weet vanoggend, by God is niks onmoontlik nie. Niks is by hom onmoontlik nie. Hy is 'n God van liefde. Hy het jou lief. Jy hoef nie te vra of het jou lief of het hy jou lief nie. Al is jy 'n sondaar, het hy jou nog steeds lief. Jy sy maaksel. Sê net vir hom dankie dat hy jou lief het en bring my oor in remembrance, Vader, dat ek die waarheid kan ken. Hy laat mense ook uit sy Heilige Gees gebore word. Moenie vir 'n onmoontlike hou wat u nie kan verklaar nie. Verwonder u liewer oor die werk wat Yahweh se Gees binne jou doen reeds. Wat het sy Gees vir julle gedoen as ek met Susan praat? Wat het sy Gees nie al vir haar gedoen as sy hier gekom het of by die huis gesit het nie? Al baie. Ek kon al die verandering op al twee hierdie sissies se gesigte gesien het. Ek kon op Christine en Benny se gesien het. Ek kon op, nou raak ek die mekaar, Banana? Nee, Banana. Ek kon dit op hulle gesigte gesien het. Elkeen wat hier so sit, al noem ek jou naam nie, kon ek die verandering sien, want jy het die waarheid gekry, en jy het die sonde afgelê, en jou geesmens het soos 'n trechter oopgemaak, en hy kan beginne ontvang, en hy raak al hoe voller, dat jou beker sal oorloop. With God all things is possible. Halleluja. Auntie, ek het hom as Esegiel 20 vers 20. As hy. Yes. En heilig my Shabbatte, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek Yahweh julle Elohim is.
Onthou dat Christie vir ons 'n bord maak met dit dat ons dit opsit hier. Onthou my bietjie regtig Mike, hoor. So kom ons by die tweede gedagte van die preek. Wat is wedergebore? En nou gaan ek daarso stop. Want dis 'n tweede gedeelte wat apart loop. Ek sal hom tot onder nou vir julle bedien, maar dat julle net die intro kry om te weet waar gaan ons aangaan volgende week, want ek het vandag baie skrif gegee en ek het baie woord gegee en ek het baie vir julle gesê. Ooreenkoms die skrif sê ons belydenis 'n pragtige ding oor wedergeboorte. Met ander woorde, jy moet uitkom by belydenis, erkenning ek is 'n sondaar. Vader, ek erken ek is 'n sondaar, maar ek neem U vandag aan as my God wat hemel en aarde gemaak het. Ek neem Jesus Christus aan as my verlosser en saligmaker en ek neem die Heilige Gees aan om my te lei in alle krag en waarheid. Vader, skryf asseblief my naam in die boek van die lewe. En so vergewe ek elke mens wat my te nagekom het, Vader. En ek seën my vyande, Vader. Vader, en ek neem die beker wat Yeshua gedrink het, en ek weet hy's volbring, en hy's vir my gegee. Vader, en ek sal U feeste en U Shabbatte sal ek eer. Amen. Ek het 'n kort gebed gedoen, dat jy kan weet, as jy by hierdie stuk kom, en by jou eerste stuk kom, en jy beginne wedergeboorte deurwerk, dat jy kan besef, wedergeboorte is een van die mees wonderlikste goed wat met jou kan gebeur. Dit is die wedergeboorte van 'n nuwe skepping. Jy's 'n nuwe skepping, splinternuut. Vader, kyk nie na ons plooie nie. Hy kyk nie na ons gewig nie. Hy kyk na elke haar wat op jou kop is. Hy ken jou by die naam. Jou naam is in sy handpalm geskryf. Hy dra die merk van jou, sodat jy diensbaar kan wees. Die opwekking uit die dood en die lewendmaking, waarvan die skrif so heerlik spreek, wat Jahwe sonder ons in ons, wat sonder ons in ons werk, oor die wedergeboorte het ons reeds in Johannes 3 gesien, dat dit 'n geboorte van bo af is, 'n geboorte uit gees, iets wat 'n mens nie selfs kan doen nie, iets vir wat jy gedoen het, of wat jy nog moet doen nie. Dit geld tog vir elke geboorte. Fisies moes daar konsepsie plaasgevind het tussen ma en pa voor 'n babatjie kon gebore gewees het. So moet daar tussen jou en Abba Vader konsepsie plaasgevind het deur jou gees en God se gees om in 'n versoening te kom van wedergeboorte. Maak dit vir julle sin wat ek sê. So jy moet God se gees gaan soek, jy moet gaan lê voor sy aangesig, tot jy voel die vuur van Heilige Gees begin op jou val hierdie naweek. Begin sommer vanaand met Shabbat en sê, Vader, laat U Gees op my sal begin val, dat ek aan die brand kan wees vir U. 'n Baba sluit nooit self om verwerk of gebore te word nie. In die proses van konsepsie tot geboorte is jy as baba volkome passief. Jy kan jou geboorte nie bepaal nie. So kan ek en my geestelike geboorte nie self bepaal nie. God se tyd is nie ons en my en jou tyd nie, maar ons het 'n keuse om te maak om reg te wandel in sy weë. Ons moet deur die Gees van Jahwe verwerk word. So Vader moet met jou konsepsie hê die naweek, dat jou gees verwerk kan word. Amen. Kom ek sluit net vir ons af. Dankie Vader dat ons in U woord soveel gekry het, soveel kos gekry het, geestelike kos Vader, wat ons voed Vader. Mag ons met hierdie geestelike kos vanaand die Shabbat ingaan Vader. Mag ons verwag vanaand Vader vir 'n wonderwerk wat kan gebeur, dat die vuur van Heilige Gees op elkeen van ons wat hier sit sal val Vader. Maar Vader, dit beteken ons moet 'n keuse maak, ons moet 'n U-turn maak in ons lewens sê Vader, U is God alleen, soos die 10 gebooie sê, ons mag geen ander gode dien nie. Vader, laat my Boeta en my Sissa kan identifiseer as daar enige ander gode in hulle midde is, Vader. Vader, dankie dat U ons nog steeds lief het. Al lyk ons soos
skarlaken, Vader, was U ons skoon so sneeu wat Jesaja 1 sê. Kan julle gerus gaan lees, Vader, dat elkeen Jesaja 1 gaan lees. Hy was ons weer wit. Hy bring ons by die krib, want by die krib dan ken ons Vader by wie ons water drink. Dankie Vader dat U ons Elohim is, dat U ons Yahweh is, dat U ons Adonai is, dat U Immanuel God met ons is. Dankie Vader vir U woord wat uitgegaan het. Mag dit vrug dra, Vader, en mag dit vrugte dra van U Heilige Gees alleen, Vader. Vader, ons sit in verwondering vir U woord wat uitgegaan het, dat U so groot is om vir ons soveel guns te gee om hierdie woord te kon hoor en te kon aanneem, Vader. Dankie daarvoor, Vader, in die naam bo elke naam, Vader, ons Elohim. Amen. Halleluja.